Geen is altyd om iemand woord te gee. En vanoggend agter die dromme sit ek en ek vra vir julle, vir wie moet ons 'n woord gee vanoggend? En ek sê vir Luella en Rian. Die woord in my hart is, julle weet nou nie wat in die gebou sit nie, maar hulle het nou laasweek getrou, nie? Is julle is nou oud, né? Oud jy Rian? 57. Jy lyk 52, maar maar grondpad geloop. 61. Ja, 61, ja. Luella, ek gaan nie vir almal vra oud jy is nie. Okay, Luella is nou 24. Rian van my jong bok getrou, Rian. So die woord wat ek het van die Here is, die deur waarin jy nou gegaan het. Moenie dat dit wat in gister se deur was, ooit daarin inkom nie. Hou dit wat gister was buitekant. Dit was 'n ander vertrek, dit was 'n ander plek. Ander seer, ander storie. Maar dit is 'n nuwe deur wat God jou gegee het. En hy sê, stap in die nuwe deur in. Maar wees ook nie in alle opsigte in die nuwe deur. Gee mekaar elke dag 'n nuwe kans. Vanoggend as jy wakker word, dan is dit 'n nuwe kans. En die Here sê, is 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe oomblik, 'n nuwe dag. En in hierdie nuwe deur sal jy dinge beleef wat jy nog nooit voorheen beleef het as 'n eenheid nie. En God sê hy maak julle 'n eenheid, 'n unity, 'n one. Hy sê en dit is 'n nuwe seisoen. Maar die spesifieke prentjie wat ek sien, julle stap saam deur 'n nuwe deur, 'n nuwe vertrek en daar's nuwe meubels, spreekwoordelik en nuwe alles. Mag dit seker die twee mense wat deurloop is ook nuut. Dat hulle trek nie die ou goeters van gister af. Soos 'n trailer saam en nou moet dit daar kom seef en die Here sê daai laste van gister. Luella, die Here sê Rian is niemand van gister nie. En Rian en Luella is niemand van gister nie. Dit is 100% nuut. Amen. Amen. So vanoggend gesels ons oor die een kontensieuse onderwerp wat almal so baie van hou. Die huwelik. Nou ek weet julle huwelik is perfek. Ek het nou nie dom nie. Ek verstaan dat hierso ons bly in Witbank. Ek verstaan in Witbank sukkel mense nie met huwelike nie. En hierso het ouens die onderwerp onder beheer. So as ek vanoggend met jou oor huwelike praat, vertel ek vir die mense aan dorpe wat jy ken. So dat hulle ook goeie huwelike kan hê. Die waarheid is die huwelik is nie so maklik nie. Die huwelik is een van die moeilikste dinge waarin ek en jy onsself kan bevind. Is dit so? Dis nie 'n blom en rose en chocolates en jou vrou en jou man, daai prins wat jy getrou het op die perd het toe eintlik maar 'n ou buffel gewees, nê? Is dit nie so nie? Maar jy sal nog nie weet nie. Jy is nog nie getroud nie. Maar vir die res van ons, dit is nie altyd so lekker nie. So ek wil vir jou vanoggend 'n skrif lees en vanoggend wil ek iets vir jou sê, los jou boerekultuur net so vir 'n oomblik hier by die huis. Ek en jy kom tradisioneel Afrikaanse gesinne uit. 'n Afrikaanse gesin in sy wese het 'n sekere manier om te leef. Is dit so? My pa is 'n boer se seun wat groot geword het in Mamasbury area, daar Piketberg area. My pa kom van die plaas af. Hy's 'n plaasseun. Ek was al daar op die plaas gewees. 6 uur, nê? Dan maak hulle kos. 10 uur maak hulle weer kos. 1 uur, as hulle van die lande afkom, is droog koringlande, dan is daar weer kos. Vanmiddag 3 uur so 3:30, daar beskuit as hulle inkom. En vanaand 5 uur eet ons groot. Ek weet nie wat dit 1 uur gebeur nie, maar vanaand 5 uur eet ons groot. En ek het daar gesien, dat 'n vrou het nie baie meer waarde as kos maak nie. En kinders groot maak nie. Die man werk, maar die vrou, Afrikaner kultuur. En my pa was presies dit gewees, maar ek neem hom nie kwaadlik nie, want dis hoe hy groot geword het, nee, dis sy manier. So my pa het letterlik gesit voor die TV en my ma het kos aangedra. My pa was nou 'n harde werker, so hy het gehou van buite wees omdat hy 'n plaasboer se seun is. Hy het gehou van tuin maak en groente plant en alles. So hy het gegraaf buite. My pa het geglo, 'n man werk buite, 'n vrou werk binne. My pa het nie van gehou as ek binne kan kom nie. Hy sê nee, jy werk buite saam met my. So ons het gegraaf, maar my ma moes ook graaf. Dat daar moet 'n bier wees, al van 8 uur af iewerste. En dan moet koffie wees. Hy wil 9 uur wil hy bacon en eiers hê, elke Saterdag van sy lewe. Hy het nie gevra nie, my ma moes dit weet. En ek het altyd gewonder, en want jy lees die skrif en jy weet mos nou die ou boere, die boeremense het gepraat van 'n vrou met haar man. Nee man, is nie waar nie, respekteer.
onderdanig wees. Ons glo daai staan in die Bybel geskryf. 'n Vrou moet submit. Ons glo, ons lees dit in die Bybel. Ons doen seker, maar ek gaan verduidelik vanoggend. Daar's 'n konteks vir dit. So vanoggend wil ek vir jou skrif lees en die skrif gaan agterop wees. Kom ons lees hom hier agter. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deur hy haar gereinig het deur die was met water en met woord. Daai woord daar is wat hulle noem pneuma, dit is gesproke woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Net soos die mans verplig om hulle eie vrouens soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed dit en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis of verbond is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus in die kerk. Maar dit geld ook so vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself liefhet, en laat die vrou haar man eerbiedig. Het julle gesien, daai teks praat ontsettend baie met mans en baie min met vrouens. As 'n rede vir dit. So ek wil julle vanoggend inlei in die prentjie in. Ek gaan 2 stories gebruik en dan sal ons dit afeindig. So gestel jou voor vanoggend vir 'n oomblik 'n blom. 'n Mooi blom. Kom ons maak dit 'n lelie. Nie broos nie. Toe, die blom is nie oop nie. Die blom. Ons het nou saam deur gaan, ek en jy was daar gewees. Okay, die blom. My computer operator is obviously, dit was nou daar, dit is nou weg. So stel jou voor die blom. 'n lelie, hy is toe. Dit is 'n natuurlike toestand om toe te wees. 'n Blom is nie natuurlik oop, ek wil hê jy moet hoor, 'n blom is nie natuurlik oop nie. 'n Blom is natuurlik toe. Dis 'n natuurlike toestand. Hoekom? Want hy beskerm homself teen gevaar, teen wind, teen koue, teen skade. Om toe te bly vir 'n blom is veilig. Daar's geen risiko vir 'n blom om toe te wees, om oop te wees nie. Om toe te wees nie. Dit beteken sy stel haarself nie bloot aan enigiets nie. Vrouens vanoggend spreek woordelik is blomme wat toe is. Maar toe is 'n veilige plek vir 'n blom. Want is daar waar sy in haar eie gemaksoon haarself bevind. Die man spreek woordelik is die son en dan die son is besonder, is dat die son het die vermoë en as jy nou biologie gehad het, gaan jy hoor waartoe gaan ek. Die son het die vermoë om die blom te verwoes. Verstaan julle dit? Die son kan 'n blom in een oogwink uitdroog sonder water laat, maar die son moet perfekte omstandighede stel vir die blom om te groei. Is dit waar? 'n Son moet in perfekte omstandighede op die blom skyn. Dan draai die blom natuurlik oop. Sy maak ons nou oop. Dan draai sy natuurlik na die son toe, maar net as die son perfek is. Op geen ander plek nie. Maar die mans, en ek wil nou terugbring na die mans toe. Die mans dink ons baie kere dat 'n vrou gaan natuurlik 'n oop blom wees wat altyd oop is en wat na jou toe skyn en jy verwag van die blom om net indrukwekkend heeltyd mooi te wees en wat na jou toe skyn. Want dis 'n vrou se werk, sy moet submit en amper sê ek nou backhou, maar sy moet submit en net luister en sy moet net gehoorsaam wees, want dis haar plig. Is dit haar plig? So kom ons lees die man. En ek wil vir jou hierdie deel vertel wat die Paulus hier skryf. So ek gaan hou hom daar, Jan, ek gaan hier lees vir hulle. Mans, julle moet julle eie vrouens lief hê. Daar's baie vrouens om lief te hê, né? Maar jy sê met jou eie vrou lief hê. Hoekom? Ek praat nie van ander vrouens nie. Jy kan jou werk ook lief hê. Jy kan jou drome ook lief hê. Jy kan die dinge wat jy wil bereik in die lewe liewer hê. Hoe baie mans werk 17, sommige mans 12, sommige mans 13 ure 'n week. Nie omdat sy baas sê hy moet nie, omdat hy iets wil bereik in die lewe. En hy sê ek gaan nou my beste bring vir jou. Ek gaan hard werk sodat ons eendag, maar intussen het hy sy werk gekies bo sy vrou. Paulus skryf baie duidelik, sê man, jy moet jou eie vrou lief hê. Soos Christus die kerk lief gehad het.
Jy moet jou eie vrou lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. Die man is die hoof van die vrou, sê hy. Is daai hoofduiskap, is dit die baas. Genesis 1, en God het man gemaak, en toe die man sien, hy is alleen, daar is nie een soos hy nie. Toe sê die Bybel, toe bring hy diep slaap oor die man, vanuit sy ribbekas uit, haal hy 'n vrou uit, een in alle opsigte, soos hy. Is dit sy diensknegte uitgehaal het? Sy ousie? Dit is miskien relatief, nee? Want dis hoe ons vrouens hanteer. Wat gebeur daar? Ja, ek weet julle sê is nie so nie, maar dit is so. Want jy het jou pa dit sien doen. En jou pa se swak maniere word outomaties jou swak maniere. Of jy nou wil of nie. Dis hoe ons vrouens werk. Jy sien die probleem is, as God met die man vra, hy sê iets wat jy moet hoor, hy sê, en jy moet jou vrou reinig, hy sê jy moet jou vrou reinig, hy sê met water en met woord. In Engelsman sê, so that she will be without blemish. Afrikaans sê, soos hy sonder enige rimpel of vlek sal wees. Man sê, jy moet jou vrou reinig, met water en met woord, sonder vlek of rimpel sal wees. Ek wil iets sê, jy moet hoor wat sê die Bybel. Dis nie 'n beautician wat jou vrou mooi maak nie, dis jou woorde wat jou vrou mooi maak. Jy het nie jou vrou getrou omdat sy mooi is nie, na mate jy met haar getrou is, word sy mooier deur jou woorde, maar dis nie die waarheid nie. Vrouens word meer afgebreek, verneder, hulle trek meer toe, die blom bly toe, want die son verwoes sy vrou. Hy het nie meer mooi woorde vir haar nie, hy sê net vieslike lelike goed vir haar, hy breek haar af en sê vir die kos is sleg, jy het vet geword, kyk hoe lyk jy man, jy's dom, en ek weet gebeur nie hier nie, maar dit gebeur definitief, dat mans nie vermoed om hulle vrouens te laat blom nie, want hulle was nie meer hulle vrouens met water soos die skrif sê. Wat beteken hy skrif sê, was jou vrou met water? Dis nie fisies om dat badkamer toe vat en sê, kom mama, die Bybel sê ek met jou bad nie, dis nie wat hy skrif sê nie. Die implikasie is die doop, waarvan ons vanoggend gaan sien, wat ons vanoggend nou gaan doop, nee, is oom reg. Ons is reg. So met die doop vanoggend gaan jy sien, ons reinig iemand met die doop, dat ons lê die ou lewe neer, en ons stel 'n nuwe lewe op. Wat Paulus daar skryf is, hy sê die huwelik moet soos die doop wees. Sê gou vir my, die persoon wat in die doopbad ingaan, is hulle perfek? Het hulle sondes? So, dit wat hy sê is, al is 'n vrou imperfek, moet jou liefde vir haar perfek maak. Jou liefde vir haar moet haar reinig. Jou liefde vir haar moet haar mooi maak. Jou liefde vir haar moet haar sonder vlek of rimpel los. As jou vrou rimpels en vlekke het, meneer, is dit nie haar skuld nie, dis jou skuld. Wat sê jy vir haar? Hoe komplimenteer julle manne nog julle vrouens? Elke dag om Kasper? Van die lonke? Is dit so? Ok. Ons gaan baie moeilike vrae vir almal hier vra, maar ok. Ek hoop jy komplimenteer nog jou vrou. Ons is mos spreeds in die kerk, nee? Is mos. Vat jy so 'n bietjie na bou daar in die kombuis as hy kossies maak. En sê vir jy het lankal so 'n mooi bout gesien. Of is dit onaanvaarbaar in die kerk om die taal te praat? Ek dink dit is nie. Ek kan vir jou, maar ons gaan oor praat nie, maar ons gaan nie. Komplimenteer jou vrou. Want die Bybel sê, as jy jou vrou komplimenteer, hy sê was haar met water en met woorde, sodat sy sonder vlek of rimpel kan wees. En eintlik wat hy skrif sê, hy sê, sodat jy kan vertoon. Sodat jy kan wys. Beteken jy moet daar rondloop en sê, hierdie is my vrou, en ek wys vir almal hierdie vrou van my, en kan jy glo, sy is nou 52, maar sy is mooier as sy ooit was toe die dag toe ek haar ontmoet het. Kan ek en jy dit doen, deur die manier hoe ons vrouens hanteer, of is ons so gefokus om ons vrouens te kritiseer, probeer verander, hulle probeer verander deur frustrasies, vir hulle klomp goeie sê, ons sê, ek sê vir jou klein goedjies soos jy 'n beter vrou kan wees, die goedjies wat ek vir jou sê is, eintlik om jou beter te maak, en na 10 jaar sê jy vir, jy is nie meer die vrou wat ek ontmoet het nie, dit maak sin, want jy het my altyd laat verander. Hoe kon ek die vrou wees? Ek moes elke liewe dag, elke ding verander. Jou liefde na jou vrou moet opofferend wees. Is jou liefde na jou vrou toe opofferend?
Dien jou nie omdat sy iets vir jou gee nie, of dien jou omdat jy haar lief het. Want die probleem met die huwelik is, ons dien omdat ons kry, nie dien omdat ons moet nie. Ek moet nie my vrou dien omdat sy iets vir my gee nie. Ek moet haar dien omdat sy my vrou is. Irrelevant of sy enigiets vir my gee. Jy sien, in die huwelik het ons 'n skaal gekry. Ken jy 'n skaal? En ons meet, as jy gee, sal ek gee. En wat se dag het die huwelik gesê, dan moet 'n skaal wees. Die huwelik moet nie 'n skaal hê nie. Ek moet onvoorwaardelik vir jou gee. Wanneer die man sy vrou opofferend liefhet, wanneer haar dien, wanneer haar beskerm, wanneer haar met sy dade en sy woorde was, begin daar iets binnekant daar gebeur. Die skoonheid van jou vrou kom natuurlik na vore. En maak nie saak hoe ander haar sien nie, maar jy sien dan iets gebeur met haar. En die skoonheid wat binnekant is, kom sit na buite. En die blom wat jy getrou het, blom weer vir die eerste keer, want jou woorde daar skoon gemaak. Laat jy jou blom met woorde, of maak jy jou blom siek, dat jou blom die hele tyd toe is, en jy kom sien my in my kantoor, jy sê, my Quentin soek huweliksberading, maar meantime is jy die skerminkel, wat nie die vermoë het om oor jou vrou positiewe goed te praat nie. En nou moet jy beraders kom sien. Ek sê vir 'n koppel die naweek wie ek beraad, ek sê, jou huwelik het nie gebreek nou net nie, ek sê, jou huwelik sal 5, hoe lang is jy getroud? 5 jaar. Ek sê, jou huwelik sal 5 jaar stikkend. Ons gaan hom nie vanaand fix nie, hoor. Ek gaan nie vanaand nie gefiks word nie. Jy moet jou gedrag verander. Hoe praat jy met jou vrou? My kinders, as ek van die mic sal gee, hulle het gisterand vir iemand gesê, soms sê my papa goed van mamma, wat ons ore nie wil hoor nie. Sê, ek gee nie, hier's my huis, is nie like die trek. Want ek moet seker maak, daar's 'n blom in my huis wat blom. Van die Bybel sê, was haar met water en met woorde, sodat sy sonder vlek of rimpel kan wees. Is jou vrou met vlek of rimpel deur jou? Het jou vrou seer en skaars en allerlei goeders oor jou? As jy die skuldige is? Of is jou vrou 'n blom wat oop is, omdat jy hanteer soos God wil hê jy moet? Ek wonder baie kere, dis daai ding wat hier agter my staan, liefde hê wanneer dit seer maak, teenwoordig te bly wanneer dit ongemaklik is, dien wanneer sy moeg is, vergewe wanneer jy teleurgesteld is, gee wanneer jy niks terugkry nie, weer te probeer wanneer jy wil opgee, kies om anders te wees. Ek gaan nou die huwelik vasmaak met 'n tweede prentjie. Aan die vrou kom hy, en hy praat met die vrou, hy sê vrou, hy sê eer en respekteer jou man, so wat hy sê is, wat jy hoor as jy die Bybel lees, hy sê maar vir jou vrou, kom ons maak net 'n bietjie die Bybel oop daar op Efesiërs. Jy moet submit aan my. Ek hoor die Bybel praat van die man, wat sy vrou met woorde en met water moet was. Dit klink vir my, die sleutel tot 'n vrou wat blom, is 'n man, wat daar was met water en met woorde. Het klink vir my, 'n vrou sal die beste vrou wees, as jy die beste man is. En nie andersom nie. Daarom praat die skrif eintlik die meeste met jou as man. Vir die vrou sê hy sê vir die vrou, eer die man. Respekteer hom. Hy is die hoof van die huis, wat die skrif sê. So wanneer die vrou veilig voel, wanneer sy geliefd voel, wanneer sy gekoesterd voel, wanneer daar iets in haar hart gebeur, daai oomblik sal sy 'n vrou wees wat blom. Nie omdat jy altyd reg is nie, nie omdat jy perfek is nie, nie omdat jy nooit foute het nie, nie omdat enige ander rede behalwe dat sy gekies het om jou lief te hê, omdat jy 'n man is nie. Soms as jy wil hê jou vrou moet 'n vrou wees, moet jy dalk 'n man wees. Vrouens kort mans, maar hulle kort nie baase nie. Kan ek herhaal? Vrouens kort mans, nie baase nie. Meeste mans is baase, nie mans nie. Sy kort nie iemand wat konstant vir haar sê wat sy moet doen, sy het 'n pa. Jy's nie haar pa nie. Jy's nie haar pastoor nie. Jy's nie haar dominee nie. Jy's haar man. Wees haar man. Dit beteken nie dat toemaak met woorde en met water. Die hele tyd. Die huwelik moet haar reinig. Dan natuurlik gaan sy oopmaak en blom, want sy gaan veilig wees. Haar opoffering is om te eer wanneer dit moeilik is, om te respekteer wanneer sy seer kry, om te vertrou wanneer sy teleurgesteld is. Dis nie net woorde nie, dis gedrag, dis 'n houding, dis hoe sy praat, dis hoe sy reageer, dis hoe sy kies. Sy moet konstant elke dag kies. Ek wil hê jy moet gehoor. Een van die moeilikste dinge vir 'n vrou om te doen, is om 'n man te eer en te respekteer. Dis inherent teen haar wese. Want dit is moeilik, want dit is makliker om toe te wees. Dit is makliker om 'n blom te wees wat nie oop is nie.
Nou sê die skrif, sy moet begin doen, maar man, dan moet jy jou plek vat. Sy moet veilig voel by jou, om oop te kan maak, en 'n blom te wees wat mooi is. Maar ek gaan nou dit verder vir jou vat, ek wil nie hê die man moet net hoor, hy het al die werk, en die vrou, ek wil nie hê jy moet hoor die man al die werk nie, jy moet ook kies, want ek gaan nou vir jou iets vertel wat die skrif sê, soos die blom oopgaan onder die regte warmte, so begin die man se hart oopgaan onder die regte eer, hoor gou mooi, 'n man draai natuurlik na sy vrou toe as hy hom eer. Eer my. Wat beteken dit? Beteken die publiek as jy jou man sien, knik so 'n bietjie vir hom oog voor die mense. As jy iewers 'n bietjie loop, sê vir my jou sexy ding. Wat 'n ander vrou 'n bietjie hoor. Eer hom. Respekteer hom. Respek is nie, ek is jou baas, jy is my baas nie. Respek is, jy is so indrukwekkend, daarom wil ek saam met jou loop. Daarom wil ek jy my man wees. Respek sê nie, ek is gehoorsaam nie. Respek sê, ek staan in awe as gevolg van dit wat jy vir my doen. En dit wie jy is. Dis wat respek sê. Ek gaan nou hierdie prentjie vir jou vasmaak. Nou wil ek dit eindig. Hy sê in die einde daar, hy sê, dan sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, want sê Paulus, daar's 'n sekere misterie hier aan verbonde. En dis die verbond. Dis die verbond wat daar is in die huwelik. Jy weet die huwelikse verbond tussen 'n man en 'n vrou is 'n belofte. Ek weet nie of julle onthou nie, jy het op 'n stadium gesê, toe vra die dominee vir jou, vat jy hierdie vroutjie om jou vrou te wees, om vir ewig met haar verenig te wees in die huwelikslewe, om haar te dien, haar te eer, haar te bemin, solank as julle albei sal lewe tot die dood jou sal skei. Onthou julle daai vraag? Daar was getuies gewees, né? Selfs in die hof is nie in die hof getrou, daar was getuies gewees. Dis 'n covenant. 'n belofte. Dat maak nie saak wat jy doen, jy sal nooit van jou af wegbeweeg nie. Maar wat as jy ontrou is? Nee, daar was 'n covenant gewees. Maak nie saak wat jy doen, jy gaan nooit van jou af wegbeweeg nie. Ek is vir ewig joune. Ek staan in die covenant. Maar weet jy wat gebeur in die huwelik? En is so baie keer dit gebeur, né? Hy sê, jy moet jou vrou lief hê, soos gister die kerk lief gehad het, toe hy sy lewe daarvoor gegee. Dan sê hy vir die man, hy sê, man, soos jy jou eie liggaam lief het, so moet jy jou vrou lief hê. Want wie het al ooit sy eie liggaam enige oneer aangedoen? Nou, ek weet nie van julle nie, wie van julle, elke ou is anderste, maar wie van julle gaan in Pick n Pay en dan sê jy vir die vroukie agter die counter wat die warm kos verkoop, né? Dan sê jy vir, gee vir my die beesmaag, nie die fillet nie. Ek wil 'n bietjie van die beesmaag hê. Wie doen dit? As jy by 'n funksie is, jy het een, maar as jy by 'n funksie is, dan is lekker kossies, né, die beste, steak en calamari en sushi, né, maar ou tannie moet sulke vrot beesmaag wat daar kossies mag sien, nie, een vrot beesmaag asseblief. Wie doen dit? Niemand. Hulle het nie hy maag lekker skoon gemaak, jy sê, ruik nog van die binnekant. Jy het al geruik, ek het amper vir my so 'n maand terug, per ongeluk het gekoop. En toe ek by die til kom sien ek, nee, hierdie is afval. Toe sit ek het gaan terughaal en goeders. Maar hoekom doen ons dit? Want jy gee vir jou liggaam die beste, né? As jy in die winkel inkom, wil jy mos nou 'n smart hemp koop, jy wil nie 'n stikkende hemp koop nie. Jy wil nie 'n hemp koop wat so somal klaar uit is nie. Jy sê, bring die hemp wat reg is, né? Doen julle dit ook? Hy sê, wie het al ooit sy liggaam oneer aangedoen? Weet julle wat doen ons huwelike, mans en vrouens? Ons sit ons huweliksmaat in die woestyn en ons honger hulle uit. En hoor nou wat ek vir jou sê, iemand wat in die woestyn is, dink dat brood luxury is. Iemand wat in die woestyn is, dink dat water luxury is. Iemand wat in die woestyn is, dink dat krummeltjies goeie kos is. En baie kere leef jou vrou en jou man op krummeltjies en op broodkrummeltjies in ou water wat vrot is. En hulle is so honger vir jou liefde, dat hulle dink daai vrot water en krummeltjies is genoeg. En jy maak jou man en jou vrou, jy starve, Engelsman sê, you place them in starvation. En hulle is nie vervuld nie, maar hulle dink jou swak vorm van liefde is genoeg. Want sê Jesus vir jou, hy sê, man, soos jy jou eie liggaam het, en jy soek vir jou liggaam die beste, gee die beste vir jou vrou, gee die beste vir jou man. Moenie dat jou vrou en jou man op krummeltjies leef en dink dis goed genoeg nie. Want môre daag daar 'n man wat T-bones gee.
En as hy wegloop of hy wegloop, is dit jou skuld. Want jy het hulle in 'n plek geplaas waar hulle gemaklik moes wees met krummeltjies. Hou op jou vrou of jou man swak kos gee. Dit praat van fisies nie, liggaamlik. En dan plaas jy hulle in Engelsman onder starvation. Nou wil ek praat oor, hoekom sal ons vir altyd die bly? Die verbond. Nou wil ek iets vir jou vra, wat ek wil hê, jy moet gou 'n prentjie sien. Die prentjie wat ek wil hê, jy moet sien is, Jesus Christus, wat was hy gewees voor hy mens was? Weet iemand? Hierdie is nou graad 1 kinderkerk teologie. Dolf, ek weet jy gaan kyk. Ek is bly jy antwoord het. Hy was ten volle God. Die Bybel sê in die begin was God, en alles wat geskep is deur hom, die woord geskep, né? So wat het Christus gedoen? Hy was nie een wat geskep het. So sou jy sê hy is almagtig. Kan jy dink dat die woord, alles wat ek en jy sien, die aarde, die grond, die swaartekrag, hy het alles geskep. Is dit indrukwekkend? Nou kom hy aarde toe, hy word 'n mens, en dit wat hy geskep het, vat sy hand, en boei sy hand in 'n kruis vas, en slaan 'n spyker deur sy hand. Dit wat hy geskep het. Dit wat hy geskep het, druk spykers deur sy voete. Dit wat hy geskep het, maak hom dood aan die kruis. Dit wat hy geskep het, dink jy vir een oomblik hy het die vermoë gehad om die mens te vernietig op die kruis? Hy het die vermoë gehad. Dink jy het vir een oomblik die vermoë gehad om vir die mense sê verdwyn en die mense is weg? Die Bybel sê hy kon engelare 'n opdrag gee om hom in 'n oogwink af te haal van die kruis af. Het hy? Hoekom het hy nie? Want hy het vir 'n imperfekte bruid sy lewe gegee by besluit. Is opoffering, verstaan jy? Kan jy dink dat Skepper wat alles gemaak het, sy hand self daar moes hou? Hy het die vermoë, hy het die krag om die bruid te verwoes. Hy kies die teenoorgestelde. Hy kies om te sterf vir daai selfde bruid wat sonde het, wat imperfeksie het, wat op geen oomblik reg is nie. Dan sê Paulus, hy sê, hoor wat sê Paulus, hy sê, soos Christus die kerk lief gehad het en homself vir haar gegee het, so moet jy jou vrou lief hê. Hoor hierso, dis opoffering elke liewe oomblik. Dit beteken jy die vermoë om jou vrou te verwoes, jy die vermoë om van die aarde af te vee, jy die vermoë om haar te vernietig. Maar die Bybel sê jy kies elke liewe oomblik ten spyte van jou krag en jou vermoë om jouself vir haar te gee, opofferend. As jy wil verstaan hoe werk die huwelik, verstaan die werk wat Christus doen aan die kruis. Dis opofferend, beteken dis 'n besluit ten spyte van my krag. Dis 'n besluit ten spyte van my vermoë. Dis 'n besluit wat ek maak om my man of my vrou te eer. Dis opoffering. As jy die huwelik se sleutel wil verstaan, kyk kan net werk as daar opoffering is. As jy nie bereid is om soos Christus te offer nie, al het jy die vermoë om iets anders te doen, kan jou huwelik nie funksioneer nie. Soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het, sê Paulus in Efesiërs 5, so moet jy. So moet jy. Het jy so lief, dat jy opofferend gee, dat jou liefde opoffering is sonder om ooit te verwag, geen verwagting gekoppel nie. Ek gee alles, al is jy sleg, want die bruid in Jesus se prentjie was sleg. Ek is deel van die bruid. Hy het sonde gehad. Was nie perfek nie. Jesus het nie opgedaag en gesê, bruid word perfek nie. Hy het gesê, omdat jy nie perfek is nie, is ek self opofferend. Weet jy wat doen ons in die huwelik? En ek sê, wat doen ons? Ons gaan nie vanaand seks hê nie, want jy was ongeskik met my gewees. Ons gaan nie vanaand seks hê nie, want jy is 'n buffel. Ek gaan nie jou hand vashou in die mall nie, want jy is vieslik. Ek gee swak kos maak jy. Daar's niks opoffering nie. Daar's net selfsug. As Christus een oomblik selfsug gehad het, het die kruis nie gebeur nie. Dis omdat hy nie selfsug gehad het nie die kruis gebeur het. Hy sê so moet die huwelik lyk. Is jou huwelik vol selfsug of vol opoffering? Waar trek jy? Offer jy op of is jy selfsugtig? Gaan dit oor my of gaan dit oor haar? Waar trek jy? Want miskien vanoggend is jy 'n paar mans en vrouens wat vir mekaar om verskoning moet gaan vra oor hoe die huwelik lyk. Want ons soek altyd die perfekte huweliksmaat. Hy gaan nie opdaag tot jy nie die perfekte een is nie. Wat opofferend, perfek beteken opofferend. Ek moet sacrifice. Ten spyte van hoe ek voel. Soms is dit moeilik. Ek weet nie van julle nie, maar my vrou kan my kwaad maak.
Daar's daar wat ek nie noodwendig vir haar lief voel nie. Ek weet nie by julle is nie, by my is. Daar's daar, maar as daar iets wat ons konstant hou, die verbond wat ons gemaak het voor Christus, dat ek sal nie wegbeweeg nie. Die verbond hou ons staande. Nie liefde nie, hoor. As jy dink liefde hou jou staande, is nie waar nie. Liefde kan doodgaan. Die verbond hou jou staande. Die belofte wat jy gemaak het. En dan beteken dit, jy moet self opofferend gee, totdat sy weer sonder vlek of rimpel sal wees, en skoonheid natuurlik sal uitkom, sodat jou emosies teenoor haar sal verander, en haar emosies teenoor jou, maar dit beteken jy moet opoffer die hele tyd, irrelevant of sy enigiets opoffer van haar kant af, of ek van my kant af, daar's nie 'n meetstaf nie, is opofferend, maak nie saak wat nie. Hoor jy wat ek vanoggend sê? Dis moeilike goeders.